Ek sal sing tot eer van die Here. Ek sal nie stil bly nie. Here my God, vir U sal ek altyd loof. Amen. En vriende, as genade vir jou, as vrede vir jou, kom van God die Vader en van die Here Jesus Christus. Ja vriende, ons het gesteer reg aan die begin van die Adventtyd gesê, ons gaan hierdie Adventtyd met die Psalms besig wees. So vanoggend gaan ons uit Psalm 30 uitlees. Ons gaan die hele Psalm lees, nie so lang Psalm nie. So ons gaan Psalm 30 vanoggend ons skriflesing maak. Kom ons bid net eers saam. Here Jesus, vandag is Kersfees. Ons kan dit seker vereenvoudig en sê, ons vier U geboortedag, soos wat ons enige verjaarsdag sou vier. Maar Kersfees is meer as 'n geboortedag en 'n verjaarsdag. Dit gaan veral oor waarop Kersfees uitloop en waarvoor Kersfees bedoel is. Dit gaan oor die verlossing wat Kersdag 'n werklikheid geword het. En hierdie verlossing wat aangebreek het, het sy volëinding in die sterwe van Jesus op die kruis. En dis eintlik daardie verlossing wat ons vandag kom vier. Die geboorte van daardie verlossing wat vir ons nuwe hoop en nuwe lewe gegee het. Mag ons woorde, ons gebede, ons lof en ons liedere, ons ingesteldheid wees om daardie boodskap van Kersfees vir ons 'n werklikheid te maak. Om ons oë gefestig te hou op die ware boodskap wat Kersfees vir ons wil uitdra. Amen. Psalm 30 sê die skrywer, dis 'n lied vir die toewyding van die tempel. En hy sê dit is van Dawid. Ek wil U lof verkondig, Here, want U het my gered en my vyande nie laat bly wees oor my nie. Here my God, ek het na U geroep om hulp en U het my gesond gemaak. Here, U het my gered van die doderyk, my aan die lewe gehou toe ek al op pad was na die dood toe. Sing tot eer van die Here, julle wat hom getrou dien, loof sy heilige naam. Waarlik, sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslang. Gisteraand was daar nog trane, vanmôre lag ek alweer. Toe dit goed gegaan het, het ek wel gesê, niks sal my ooit laat wankel nie. Deur die goedheid het U my op 'n veilige berg laat staan, Here. Maar toe U aan my onttrek het, het ek baie bang geword. Ek het na U geroep, Here. Ek het U om genade gesmeek. Watter voordeel is daar in my ondergang as ek die graf moet ingaan? Kan stof U loof? Kan dit U trou verkondig? Luister, Here, en wees my genadig. Help my, Here. Ek was in die rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing tot U eer. Ek sal nie stil bly nie. Here my God, vir altyd sal ek U loof. God se toorn duur net vir 'n oomblik, maar sy goedheid en sy liefde en sy genade duur vir lewenslang. Genade, onbeskryflik, groot, in ewigheid. Ons kan hierdie woorde amper nie genoeg vir mekaar sê nie. Dis die epitoom, die hoogtepunt van God se goedheid en liefde en genade. Douglas Coupland het gesê in sy boek Life After God, my secret is that I need God, that I am sick and can no longer make it alone. I need God
to help me give, because I no longer seem capable of giving. To help me be kind, as I no longer seem capable of kindness. To help me love, as I seem beyond being able to love. Ons het God nodig. Daaroor hoef ons nie eers met mekaar te stry nie. Dit is die werklikheid van ons bestaan, sê Copeland vir ons. Ons kan nie die lewe alleen deursien nie. So bely hy self in hierdie gedeelte, is dat ons nie die lewe alleen kan deursien nie. Is dat ons dit nie alleen in die lewe gemaak nie. Ek kan dalk vanoggend sê, dis Copeland se eie siening. Maar weet jy, liewe vriende, uiteindelik geld dit vir ons almal. Selfs Dawid sê, dat die oomblik toe hy gedink het, hy kan self regkom, het alles in sy lewe uitmekaar geval. Sy genade is ons enigste hoop, om te wees, wat of wie hy ook al wil hê ons moet wees. Sonder God verloor ons die doel, wat hy vir ons lewe het. Gelukkig weet ons, God sal ons nie in die steek laat nie. Want hy het ons nie in ons sonde vergeet nie. As daar by jou vanoggend enige twyfel mag wees daaroor, kom staan saam met my by die krib in Bethlehem. In hierdie vreemde, vuil, ongemaklike stal. In 'n ongemaklike en vuil krib. Leer jy iets oor God, wat jy eenvoudig nooit gedink het moontlik kan wees nie. Hier staan God uit bo alle ander gode. Hier word God 'n unieke God, wat verrassend anders is as enige ander God, of godsdiens. Ek het gisterand by ons familiebyeenkoms ook vir hulle gesê, ek lees op hierdie oomblik 'n boek oor die raakpunte tussen die Christelike geloof en die Hindoe geloof en Islam en die Jodendom. En daar is baie raakpunte wat ons oor sou kon gesels, maar dit is nie ter sake nie. Die een ding waaroor die gelowe nie ooreenstem nie. Die een ding wat die Christelike godsdiens het, wat geen van die ander gelowe het nie, is dat God 'n mens geword het. Vir nie een van die ander gelowe is dit moontlik dat God 'n mens kan word nie. Maar in die Christelike godsdiens gebeur dit wel. Geen ander godsdiens sien kans vir hierdie vernederde situasie van mense nie. Ag, van God nie. Maar dis juist hoekom ons vandag hier is. Vandag is Kersfees. En Kersfees is die unieke viering van God, wat hom aan Jesus aan ons wêreld kom bekend maak het, wat hom in Jesus met ons in die wêreld kom vermeng het. Ons vier vandag die geboorte van ons verlosser, Jesus Christus, in 'n vuil stal in Bethlehem, ongesien en onaangemeld vir almal. Kersfees gaan nie oor 25 Desember, oor die dag self nie. Dit gaan oor die herinnering wat dit vir ons meebring, hoe dit ons lewe in sy diepste wese raak.
En die raak wat dit ons doen is, Jesus word die geheimsinnige antwoord op ons soeke en ons smagte na God. In Bethlehem het die hoë God van die hemel, die kleine God by ons, tussen ons geword. So klein soos 'n babietjie wat in 'n krib lê. En Jesus het God deel geword van 'n gebroke wêreld. En so het hy vir ons gewys dat hy ons nie eers in ons diepste sonde en verlorenheid laat bly lê nie. God stuur nie 'n verlosser om ons te red nie. Hy word self op Kersdag die menswording van sy eie verlossing. God is die verlosser wat na ons in ons magteloosheid toe kom. Maar weet jy, daardie verlossing kry eers sin as ons die dag eers besef hoe nodig ons God het om vir ons te doen wat ons self nie kan doen nie. As ons magteloos in onsself voor God staan en die besef dat hy al is wat ons oor het, dan kry Kersfees nuwe betekenis. Dan sien ons die hoop van Kersfees vir die eerste keer raak. Dan staan ons verras, verstom oor die grootheid van Kersdag uiteindelik vir ons inhou. Kersdag is nie maar net liggies, geskenke, kersliedere, vrolikheid nie. Dis die geleentheid om in stilte voor die krib neer te kniel en eerbiedig aan Jesus hulde te bring. Net soos wat die wyse manne gedoen het, toe hulle na 'n lang reis uiteindelik by Jesus uitkom. Het hulle in stilte en in aanbidding voor hom neergebuig, sê Matteus vir ons. Ons aanbiddende eerbied is om te erken dat God, ons redder, na ons toe gekom het in ooreenstemming met sy beloftes in die skrifte, sê Matteus vir ons. Of hierdie paar wyse manne, ons weet nie hoeveel daar was nie, geweet het wat hulle eerbetuiging beteken. Dit is nie seker vir ons vandag nie. Tog het hulle geweet hierdie koning is anders. Hy is waardig om voorstel te word in aanbidding. Hy verdien die beste wat ons het om vir hom te gee. Het hulle dalk onwetend gevoel dat iets diep binne hulle soek na wat hierdie koning vir hulle te gee het? Hulle tipe geskenke wat hulle bring, sê tog dat daar meer is as net nog 'n koning wat gebore is. Want nou lees ons nie enigstens meer oor hulle in die Bybel verder nie. Ons weet nie wat gebeur het nie. Maar dalk is die verhaal juis oopgelaat, sodat dit ingevul kan word deur elkeen wat by die krib in Bethlehem tot stilstand kom. Kan hy of sy dalk met hierdie wyse manne identifiseer? Kan jy dalk iets meer in die wyse manne se verhaal lees, as net 'n aanbidding in 'n Kersfees oomblik? Of eindig jou vir Kersverhaal net soos wat dit lyk of die wyse manne sin kon wees, die oomblik as Kersdag verby is? Een dag se aanbidding is genoeg. Nou kan ons weer voortgaan asof niks gebeur het nie. Ons het hulde gebring, ons het die koning gesien.
Nou kan ons huis toe gaan om te eet en te drink. Ons sê soos die psalmdigter in vers 7 van Psalm 30, niks sal my ooit laat wankel nie. Nie eers die broosheid van Kersfees nie. En weet jy, niks kan verder van die waarheid af wees nie. Kersfees eindig nooit as ons vanoggend hier uitstap nie. Daar is nog 'n storie om te skryf. Die storie van die wyse manne wat moet voortleef in elkeen wat vanoggend kom kniel en hulde bring. Ons het 'n storie om te gaan voltooi wat volg op die aanbidding van Kersdag. Kersdag behoort ons so te verander dat ons aanbidding van self voortgaan. Ons het God nie net vandag nodig nie. God is ons lewe vir elke dag. Hy is ons enigste uitweg, ons enigste hoop, soos wat Copeland uitgewys het, vir die hele pad vorentoe. En uiteindelik is God nie net ons enigste hoop vir die toekoms nie. Hy is al wat ons het om gered te word. Dis 'n slegte posisie om in te wees. Of so lyk dit in elk geval. Want in die eerste plek is ons meestal so ingestel om onsself te help. As dit buite ons beheer raak, voel ons so swakkelinge. Solank ons onsself kan help, is ons in beheer van die situasie en van ons. Ons moet self kan regkom, soos wat die psalmdigter in Psalm 30 sê. Maar weet jy, uiteindelik is dit ook die beste posisie waarin ons kan wees, is om nie self te kan regkom nie. Want nou kan ons onsself oorgee aan die Kersfeeskind, in die bewustheid dat hy al is wat ons het. En dis wanneer ons besef dat God alles wat ons het, dat ons uitvind dat hy alles wat ons nodig het. Wanneer God ons lewens betree op Kersdag, vervul hy elke magtelose oomblik in ons lewens met sy hoop. Al wag ons tot op die heel laaste, vind ons dat God steeds daar is vir ons. Hy wat alles wat ons nodig het, wys dat hy genoegsaam is vir al ons sonde, vir al ons onwilligheid om hom te erken, as al een wat ons nodig het. En as ons by daai punt kom, word ons oorval en oorweldig deur die volheid van die goedheid van die Here. Ja, hy kom steeds reddend en beskermend na ons toe. Selfs al land ons maar weer ons eie toedoen in die gemors. In vers 11 van Psalm 30 bly die skrywer nog om die Here se genade. Dis asof die Here die hele tyd van hom verberg bly, asof hy die ster van hoop net nie kan raak sien nie. Soos wat die wyse manne dit baie jare later wel raak gesien het. Maar dan verander alles, asof iets intussen gebeur het. Skielik word sy noodkrete 'n lofprysing, 'n feeslied tot eer van die Here wat wel tot sy redding verskyn het. En daar kan maar een rede wees,
Die skrywer moes intussen bewus geword het, dat die Here alles wat hy nodig het. En dit is genoeg om hom tot lof te bring. Soos wat die skaapwagters tot lof gebring is, toe hulle in Lukas 2 die stal en Jesus gesien het. Kersfees kan in lof eindig. Dit behoort in lof te eindig. Maar dit het weer eens net sin as ons besef dat ons die Here nodig het. En dat ons nodig het van hom alles wat ons het. Maar dit is ook genoeg. Want dit is al wat ons nodig het. Kersfees se aanbidding word later Kersfees se lof. Maar daai lof moet ook nie hier eindig nie. Ons word gevra om ook die verhaal van die skaapwagters te voltooi met ons eie verhaal van Kersfees, met ons eie geloof en lof. En dit doen ons as ons die Verlosser besing, na vandag steeds, as ons enigste Verlosser. En dit is Kersfees. Die aanbidding en die lofprysing van God, wat as Verlosser gekom het. Dit is 'n vreemde verlossing wat hy bring. Ons moet verby Kersfees kyk, waar hy sterf in skande. En dis aanvanklik 'n groot skok. Weg is alles wat ons nodig het in 'n oomblik. As alles wat ons het aan 'n kruis hang. Net om te vind dat dit juis die manier is waarop ons volledig aan hom oorgegee kan word. Kersfees loop uit op Golgotha, ons oomblik van redding. Ons kan nie Kersdag dit wil vergeet nie. Juist dit word 'n oomblik van aanbidding en lofprysing. Voor die kruis moet ons, soos die wyse manne 30 jaar later, na Jesus se geboorte, voor Golgotha in aanbidding neerbuig, en die besef dat hier iets veel groter aan gebeur is, as wat ons ooit kan verstaan. Op Golgotha sien ons die God wat in ons lewens betrokke kan wees, betrokke kom wees het, en wat ons oortuig dat hy genoeg is vir enige iets wat ons nodig het. Dit maak 'n mens stil. Maar dan, dit bring ons juist tot lof. Want ons sing oor 'n verlossing wat ons uit ons magteloosheid kon bevry het. Mag hierdie Kersfees weer julle oë oopmaak vir hoe nodig julle Jesus in julle lewens het. En mag julle dan die wyse manne se storie vir hulle voltooi, dat julle aanbidding nie na vandag verdwyn nie, maar dat dit verwonderend voortgaan. En mag julle verlossing nie na vandag eindig nie, maar voortgaan die toekoms in voltooiing van die skaapwagters se storie. So sal ons die toekoms ingaan, in aanbidding en lof tot die Here, aan wie ons behoort, danksy Kersfees. Dan, liewe vriende, het vandag se Kersfees ook vir jou en my sin. Amen.